Goeiedag en baie welkom by SA Gemeente se aanlyn diens vandag. Wat 'n voorreg is dit nie om in Europa te kan wees hier oor die somermaande nie, om saam te kan kuier met vriende en familie en bietjie rond te kan reis en nuwe dinge te ontdek. So rukkie terug het professor Stefan Joubert hier by ons gekuier in die noorde. Party van julle het ingeskakel om te luister na wat hy te sê gehad het oor God se stem. En ons het dit goed gedink na vele navrae en mense wat gevra het of ons nie dalk die videoetjie kan deel nie, om dit vandag met julle te deel. Ontdek God se stem. Ek vertrou dat vandag 'n geseënde dag vir jou sal wees. Dat jy opnuut God se stem sal ontdek in jou lewe. As jy 'n bydrae wil maak aan die einde van die praatjie, sal ons al die verskillende maniere deel waarop jy dit ook kan doen. Maar terwyl ons net so sit, kom ons sluit die oë en kom ons buig ons hoofde voor God. Here ons God en almagtige Vader, U spreek tot ons elkeen se lewens. Dankie vir U genade en liefde wat tot ons lewens spreek deur Jesus Christus, U Seun, wat gekom het vir ons elkeen. Dankie dat ons in hierdie oggenduur en op hierdie dag ook weer eens opnuut in U teenwoordigheid bymekaar kan kom en dat ons opnuut U stem kan ontdek. O Heilige Gees, lei ons elkeen. Help dat ons sal hoor deur die woorde van professor Joubert hoe U met ons elkeen 'n pad stap en hoe ons lewens kan rig na aanleiding van U woord. Ontmoet ons elkeen, want U is die Here van hemel en aarde, wat ons elkeen op die naam roep. Ons bid dit in Jesus, ons Here se naam alleen. Amen. So baie dankie vir die voorreg en die verantwoordelikheid. Andre en ek het gesels voor die tyd dat ek so vir 'n oomblik vanaand gaan stil staan oor hoe hoor 'n mens God praat. En uit die hart van die saak sou ons ure lank daaroor kon praat. Ek onthou 'n Amerikaanse dame, Susan Anthony, wat gesê het I so distrust people who always know exactly what God says, because it always coincides with whatever they also want. En ek het al so baie keer in my lewe agtergekom as mense vir my sê, die Here het vir hulle dit of dat gesê, dan is dit eintlik, ek onthou uit desperaatheid het ek eendag vir ou gesê, maar dit klink eintlik maar soos wat jy nog altyd dit op wil hê, dat God eintlik elke keer met jou saamstem. So dit bly 'n baie uitdagende vraag aan die een kant, maar nie aan die ander kant nie, maar aan die een kant, hoe hoor ek God se stem? Ek het al gewoond geraak of geleer dat baie mense sal vir my sê, nee, maar hulle, soos wat hulle daar in Suid-Afrika sê, skrif gekry. Want jy met ander woorde Bybeltekste kry en dan staan jy daarop. Ek het ook al dit baie gesê, ek het al eendag vir 'n dame daar in Pretoria gesê, toe sy vir my sê, sy staan op die Bybel, toe sê ek, nee, dit kan ek baie mooi agterkom, sy moet maar net afklim en dit lees, dit sal baie beter wees. So, dit bly 'n baie moeilike vraag, wat ons eintlik dan nou vir 'n oomblik dan bietjie makliker moet maak. So, hoe hoor ek God se stem? En in die so wat 'n uur wat ons oor afgespreek het, ek saam met julle gaan reis, het ek gedink ek wil eers bietjie begin by 'n Christelike wêreldbeeld en 'n baie eenvoudige greep maak op die Nuwe Testament by Paulus oor hoe kry mense 'n Christelike wêreldbeeld as 'n kompas waarmee jy moet reis. Want ons almal weet, en ek vermoed julle doen dit baie in Engeland, maar ek doen dit ook baie waar ek ook al in Suid-Afrika gaan, ek ry met my GPS. Maar jy kan GPS net gebruik as jy twee punte het, van waar af jy gaan en waarheen jy gaan, anders help GPS jou niks. So dit is wonderlik om te sê ek het 'n GPS, maar dit is nie wonderlik om 'n GPS te hê sonder 'n vertrekpunt en 'n eindbestemming. En dan kan hy vir jou presies vat na waar jy moet wees en wil wees. So, as ons dus praat oor hoe hoor ek God se stem, wil ek eintlik sê, kom ons werk bietjie met ons GPS, met 'n wêreldbeeld. Nou, wanneer ek die woord wêreldbeeld of worldview gebruik, dink ek sal meeste ouens verskillende idees daaroor hê. Vir my is een van die mooiste goed wat die Amerikaanse leierskapskrywer Max de Pree, P-R-E-E, Max de Pree, het nogal baie goeie leierskapboeke geskryf. En hy het vir my die enkele beste definisie van leierskap wat ek nog ooit raak geloop het. Ek moes vir 11 jaar lank
was ek betrokke by Hollandse Universiteit tot 2017 en het ek in Marieke elke jaar vir 'n maand in Holland gebly. En ek was op 'n stadium in daai tyd ook by Australiese Universiteit betrokke en ek moes by beide so nagraadse program ook in leierskap doen. En ek onthou en ek was by nog 'n buitelandse universiteit in Suid-Afrika, Koffsies, dis vir ons soos die buiteland want ons gaan oor die Vaalrivier. So dit voel ook buiteland. Het ek daai 1 jaar vir myself 'n eksperiment gedoen as ek op 3 kontinente vir almal dieselfde leierskap materiaal voorskryf. Ek wou graag vir myself leer hoe werk studente en hoe dink studente in Afrika teenoor Europa, teenoor Australië. En ek onthou ek vir almal dieselfde eksamenvraag gegee met hierdie definisie van Max de Pree. Hy sê the first responsibility of a leader is to define reality for his or her followers. The last responsibility of hy sê is to say thank you, and in between the leader is a servant. Maar die hartklop van leierskap is om realiteit te definieer vir mense. En ek wens ek het dit geweet toe ek 'n dominee was, want ek het gedog 'n dominee is net daar om die mense te bedien en ek het altyd gewonder of ek die Here se PR werk moet doen, sy public relations, want dit het vir my gevoel is wat ek maar moet doen, ek doen die Here se PR. Maar dit was een van die groot skuwe in my lewe toe ek besef het, as die werk van 'n leier om to define reality. En dis presies wat Paulus die hele tyd doen in al sy briewe. As ons nou baie tyd gehad het en ek kan saam met jou deur Paulus se briewe gestap het, kon ons dit in groot detail doen, maar ek wil eers so 'n paar dinge sê oor hoe Paulus dit doen en dan wil ek dis ons eerste doelwit. Ek wil so 'n bietjie kyk hoe maak Paulus 'n baie eenvoudige wêreldbeeld wat soos 'n goue draad deur al sy briewe vleg. En dis hoe hy vir mense geleer het om die vraag te antwoord waarmee ons besig is, hoe hoor ek God se stem? Dan wil ek tweedens vra, 'n tweede oefening doen wat daarbey aansluit oor hoe vind ek dan God se wil as ek God se stem hoor? Wat net so 'n boeiende vraag is. En as ons tyd oor het, ek sal die tyd dophou oor 'n paar basiese beginsels oor die lewe. So ek dink ek wil so 4 plus 5 plus 5 goeie sê. So dis verskriklik baie. So kom ons begin by die vraag van 'n Christelike wêreldbeeld. En met ander woorde, wêreldbeeld se werk is to define reality. Want dis hoe ons, en as ons dit uit die Bybel uit kan doen, want elke mens het 'n wêreldbeeld. Of jy glo of nie, of jy weet daarvan of nie, jy het 'n worldview. Jou wêreldbeeld bepaal sonder dat jy dit weet, onder die radar en bo die radar wat jy dink oor kos, oor klere, oor mense, oor tyd, oor spasie. As jy byvoorbeeld kyk, Jesus se botsings met die Fariseërs het konsekwent oor wêreldbeeld gegaan. Hulle het 'n ander wêreldbeeld gehad oor reinheid en onreinheid. Vir Jode was reinheid uiterlik. Vir Jesus was reinheid innerlik. Onthou jy Markus 7, dit wat uit jou uitkom. Die Fariseërs sê ons het nie 'n saak wat uit jou uitkom nie. As jy nie jou hande voor ete gewas het nie, is jy onrein. Al is jou hart hoe rein soos wat dit kan kom, maar onreinheid kom van buite af. Wat jy eet, saam met wie jy eet, het die Jode gesê, Jode mag nie saam met nie Jode eet nie, dis 'n wêreldbeeld. Jesus sê dit maak nie saak nie, hy het saam met sondaars geëet. Jy onthou in Markus 2 hoe geskok is hulle as hy saam met Levi eet, Markus 2 of Lukas 5, die tollenaar. So Jesus het 'n radikale ander wêreldbeeld gehad en dis kom hom gekruisig het, want die was 'n clash of worldviews. Hulle het geweet as Jesus se wêreldbeeld wen, soos ons dit ken, die koninkryk van God, dan is die wêreld daarmee heen, soos wat die Jode dit gehad het. So jy veg altyd ouens, jy het gatekeepers, gewoonlik is dit die religious personnel wat die wêreldbeeld oppas, wat hierdie simboliese universum vir jou in stand hou, 'n symbolic universe, soos ons dit noem. Pieter Berger het baie daaroor geskryf. Maar goed, kom ons gaan kyk. Paulus. Toe Paulus tot bekering kom, het sy hele lewe deur Christus. Dit weet ons, ek gaan net daar begin. Geherdefinieer. Paulus hy vertel nie sy eie bekering autobiografies nie, dit doen Lukas in Handelinge 9, 22 en 26. Vertel Lukas vir ons van hierdie kop-aan-kop botsing. Maar dit sê Paulus baie. Dit was 'n noodlottige kop-aan-kop botsing.
Hy en Jesus het mekaar ontmoet, Jesus het gewen en Paulus is dood. Dis die storie. Paulus sê, ek het saam met Christus, Galasiërs 2:19 en 20 gesterf, ek is dood, nuwe mense het opgestaan. En dis 'n radikale skuif. So Paulus weet die oomblik as jy in Christus is, as ek dit nou daar kan bysit, volgende stukkie, dan is jy 'n radikale nuwe mens. Hy vertel dit, en nou begin Paulus hierdie lyne in al sy briewe vir mense vertel. Hy sê, dis hoe jy God hoor. Hy sal vir die Korintiërs skryf in 2 Korintiërs 5, né? Daai bekende teks. Iemand wat in Christus is 'n, hy sê letterlik in die Grieks, 'n nuwe skepping. Kainai ketisis, is 'n nuwe skepping. Hy sê dit in Galasiërs 6, skryf hy vir die Galasiërs. Iemand wat in Christus is, hy sluit daai, so aan die einde van sy brief sê dit weer, hy's 'n nuwe mens. So vir Paulus is 'n Christen nie iemand wat panel beating gekry het, maar nog steeds is wie hy is. Wat vir my altyd die idee was, wat ek in die kerk mee opgegroei het, al wat gebeur met baie mense, hulle word net religious, maar hulle bly net wie hulle is. Hulle dink nog dieselfde oor die politiek, die ekonomie, die kultuur, hulle familie, hulle bure. Hier staan Suid-Afrika, ek sê altyd, die ouens, as ek tussen die kerks is, klink hulle net soos die van die kerks. Die enigste verskil is, die kerk sê net die Here kan ons nog help. Die van die kerk sê, hy kan nog, daar is nie die Here nie. Maar dis dieselfde taal, dis dieselfde praat. Vir Paulus is dit ondenkbaar. Hy sê jy het 'n nuwe identiteit. Jy is in Christus. So nou begin jy met 'n nuwe bril na die werklikheid kyk. En hy leer 4 groot dinge vir almal oor hoe jy na die realiteit kyk, hoe jy God hoor. Die heel eerste een is kruis. Ek gaan dit met 4 woorde verduidelik. En dit word sy wêreldbeeld. Kruis. Heel logies. En die verskil is, en kan ek dit gou sê, en dis een van die dinge wat vir my hele wêreldbeeld ook geskuif het. Ek het gewoond geraak in die kerk, en dis reg, maar dit is bitter thin slicing, om te sê, Jesus het vir my sondes gesterf. Julle weet dit ook, dis die standaard ding, Jesus is my verlosser. Meeste mense sê dit, is reg. Vraag, hoeveel keer sê die Nuwe Testament? Is dit 'n world-defining begrip? Wel, die Nuwe Testament, ek weet wat ek gaan kyk, sê dit 24 keer. Net 24 keer. Van daai 24 keer, ek het so 2 weke terug net gou weer gaan kyk, word 8, vir, ek dink 7 of 8 afhangende, gebruik vir God. God is ons verlosser. Nie Jesus nie, maar God. Wat kerk ook nie eens opgetel het deur die eeue nie. Maar die term wat die meeste gebruik word in die Nuwe Testament vir Jesus, hy is die Here, Kyrios. So hy is die Here. Dit is vir Paulus sy sleutelterm. As jy God wil hoor, want jy weet, Jesus is die Here. Dit kom 900 keer in die Nuwe Testament voor, waarvan 700 keer vir Christus, as ek dit reg het, word hy die Here genoem. Nogal 'n pretty groot verskywing, as my ou dominee dit geweet het, dan het hy vir my iets beter geleer, want hy het my 'n wêreldbeeld geleer. Maar al wat ek gehoor het dit vir my gevoel, Jesus is 'n verskaffer van 'n religieuse diens, genaamd ewige lewe. Jy gee jou siel vir hom, hy gee vir jou ewige lewe, jy het die polis, jy het brandversekering, nou kan jy gaan. Nou is jy fireproof. Terwyl vir Paulus is dit iets anders. Hy glo ook Jesus gee ewige lewe, moet nie verkeerd verstaan nie. Hy glo ook Jesus is verlosser, maar hy sê die kruis van Jesus definieer nou my lewe. So Paulus dink konsekwent, maak nie saak of hy moet besluit wat jy eet, hoe lei jy vir die Here, wie is jou vriende, hoe hoor jy die Here in die buiteland nie. Hy gaan sommer net so 'n greep uit sy briewe uitmaak oor hoe hy God hoor. Hy sal byvoorbeeld vir die Korintiërs skryf in 1 Korintiërs 2, vers 1 en 2, daai bekende woorde. Hy sê, ek kom daar na julle toe in Korinthe en ek het my voorgenem om niks te ken of te weet, behalwe Christus en hom as die gekruisigde. So Paulus sal byvoorbeeld daar in 1 Korintiërs sal hy dit vertel. Hy sê, ek leer die realiteit ken. So as ek daar by julle kom, sê Paulus, gaan ek net oor Christus praat, as die gekruisigde. En nou kom ouens en sê hulle van Paulus, dis verskriklik moeilik in hierdie Korinthe, dis 'n heidense wêreld, ons is hierdie klein groepie Christene, ons kan nie glo nie, dis so moeilik.
As sê Paulus vir hulle daar in 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 25, kom ek help julle om die realiteit, om God, ekskuus vir die Engels woord, mag het seker sê in Engeland, how to access God through Christ. Dan sê hy, ouens, dit werk so. Vir die Jode is dit dwaasheid, vir die Grieke is dit nonsens, maar ons verkondig die kruis as die krag van God. So Paulus gebruik die kruis as 'n wêreldbeeld oor hoe moet jy met ander godsdienste praat? Praat jy oor die kruis? As jy nou begin praat oor ek ly, ek kry swaar, 'n Christen ly, dan praat jy oor die kruis. As hy vir die Galasiërs skryf, daai groot Galasiërs 2, dis saam met Christus gekruisig. Hy sê dit in Romeine 6. Dis saam met Christus gekruisig. Hy sê dit in Kolossense 2, vers 11 en so. Dis saam met Christus gekruisig. So wat kry jy by Paulus? Jy kry 'n hele teologie van gekruisig. So as jy God wil verstaan terwyl jy ly. Paulus praat nou van Christene, kom ons vat nog 'n voorbeeld. Hy vertel 3 Korintiërs. Korintiërs sê, Paulus, dis 2 Korintiërs 6, dis baie moeilik om 'n Christen te wees. Dan dink Paulus bietjie daaroor, dan skryf hy vir hulle, hy sê, weet, ons dra Jesus se dood saam met ons. So hoe antwoord hy die vraag van lyding van 'n Christen in 'n nie-Christelike wêreld? Hy sê, ons is geroep om Jesus se lyding te dra. Ons dra die dood van Jesus saam met ons. So hy antwoord hoe jy God sien. Jy sien God as jy die kruis van Jesus sien en Jesus volg. Hy sê dit baie kursories in Filippense 1. Hy sê vir my is om te lewe Christus, die sterwe 'n wins. So sy totale wêreldbeeld. En dis wat ek nou sommer net vinnig deur 'n klomp van sy briewe gehardloop. So hy leer dit vir ander mense. Die kruis is die essensie van die Christelike lewe. Kruis van Christus. As ek 'n Christen is, in Christus, saam met hom gekruisig, ek is dood, so kruis. Tweede term wat hy gebruik. Kom ons gebruik nog 'n K, kroon. Nou begin hy vir Christene 'n tweede ding leer, stukkie wêreldbeeld om God te sien. Hy sê vir Christen, en dit was een van die, as ons baie tyd gehad het, so ek graag vir julle dit wou in detail, maar ek het my tyd op bestuur. Maar die een ding wat antieke godsdienste nooit gehad het nie, was 'n baie helder verwagting van lewe na die dood. Dit het eintlik nie bestaan nie. Die Romeinse gode of afgode en die Griekse gode, hulle het nie 'n saak met jou gehad nie. Dat jy nie lief gehad nie, daar het so 'n konsep bestaan dat 'n God jou kan lief hê nie. Al wat jy geweet het, 'n God kan vir jou pak gee. 6 van die bestes. Dis waaraan daai gode gespesialiseer het. En jy koop hulle guns met offers, met allerlei pelgrimstogte, ek weet nie wat nie. Maar Paulus het ewe skielik hierdie kristalkleur visie. Dat as jy sterwe, is jy by Christus. As lewe na die dood. So hy sien 'n kroon. Dan hoor hy sien Christus net daarvoor. En dit word sy wêreldbeeld en hy deel dit met almal. So as jy die God van die Nuwe Testament wil leer ken, as jy dan ontdek jy hom in die kruis, dan voor jou, kom ek sê, die kruis is as te ware agter jou, die lig van die kruis val oor jou lewe, en voor jou is daar 'n kroon. So as Christene, kom ek vat weer 'n voorbeeld, lyding, ek nie vra van die vroeë kerk, ek nie vra wat julle baie het in 'n nie-Christelike wêreld. OK, ons kry swaar, ons is Christene, ons is 'n klein minderheid, waar's die Here? Dan sal Paulus vir hulle sê, ouens, ons is saam met Jesus gekruisig, ons dra sy dood. So ouens, Christene weet dit, jy sien God in lyding. Die Nuwe Testament het nooit hierdie vraag wat die latere kerk het, toe het begin goed gaan het met die kerk nie. Die Nuwe Testament sê ons dra Jesus se dood. Tweedens, ons sien voor ons 'n kroon. Hy gaan ons 2 Timoteus 4, kom ek vat daai grootste teks van Paulus. Hy sê ek het die goeie stryd afgelê, 6 tot 8, die wenstreep behaal, nou wag die oorwinningskroon van Christus op my. Ek onthou dit altyd die Griekse woord, want dis waar my naam vandaan kom, Stefanos. Dis 'n oorwinningskroon, nou wag die Stefanos, die oorwinningskroon op Paulus.
So hy sê dit vir al die gemeentelede. Hy sê jy moet weet, jy hardloop, wag jy oorwinningskroon. Weer 'n keer terug na lyding. Christene kry swaar in Korinte. Wat sê Paulus vir hulle? Hy sê ons swaar kry, 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 is gering en dit gaan verby. En dit loop vir ons uit op 'n ewige heerlikheid. Daarom word ek nie moedeloos nie. Paulus is die enkele ou in die Nuwe Testament wat nooit moedeloos geword het nie. Petrus was nie so goed nie. Trouwens, Paulus is die enigste ou in die hele Bybel waarvan ek weet. Ek dink Jeremia doen dit een keer meer in die boek Jeremia met sy 50 hoofstukke plus. Wat deur die Here opdrag gegee is om te sê leef soos ek leef. Onthou julle? Hy sê dit baie, leef soos ek. In Korintiërs 11 en so. So hy sê as ek ly, weet ek dit gaan verby. In die heel vroegste geloofsbelijdenis wat ons in die Nuwe Testament het, die Nuwe Testamentiese geloofsbelijdenis, 1 Tessalonisense, ek nou verkeerd skryf, 1 Tessalonisense, 1 vers 9 tot 10, het Paulus vir die ouens eenvoudige geloofsbelijdenis geleer. Hy kom in Thessalonika aan, hy 3 weke Handelinge 17, hy sit 'n kerk neer, dan moet hy vlug. Plant hy 'n gemeente. Wat leer hy vir hulle? Ouens, ek het aan julle bekend gemaak die ware God, hy het julle gered van die oordeel wat kom, is die Vader van ons Here Jesus. Nou weer ouens, ons het hoop. As ons doodmaak, gaan ons na die Here toe. Hy skryf vir die Korintiërs, hoe lyk daai opstandingsliggaam? Hy skryf in 1 Tessalonisense 4, hoe lyk dit? Maar hy het 'n helder beeld. As jy God wil sien, moet jy sy kruis sien, en dan moet jy sy kroon sien. Derdens, sy troon. So, Paulus sê, ouens, daar's nog iets. Jy moet leer om op te kyk. Jy kyk agter jou, sien jy 'n kruis. Jy kyk voor jou, dan sien jy daar's 'n oorwinningskroon wat my wag. Dan kyk jy op, dan sien jy Christus sit op sy troon. So nou kom Paulus byvoorbeeld vir die Romeine. Daai groot woorde in Romeine 8 vers 31 tot 39. Die Christene sê vir Paulus weer 'n keer, ons is so slagskape, ons word uitgelewer. Hy sê maar ouens, kyk so 'n bietjie op. Vers 34 van Romeine 8. Christus sit aan die regterhand van God en wat doen hy? Pleit vir ons. Is nie weg nie. Hy pleit vir ons. Romeine 8, so bokant jou se troon. Nou moet ek ietsie sê. Ek onthou my oupa. Hy het my van die Here geleer. En my oupa het een keer vir my sit 'n kabel om. Dis sê ek oupa, ek hoor my ma sê oupa is op pensioen, wat beteken dit? Sê nee my kind, ek het nou ophou werk. Hy sê o oupa, nou verstaan ek. Nou oupa en Jesus is dieselfde, want ons dominee het ook sê hy het nou ophou werk. So oupa en Jesus is op pensioen. So sê my oupa, hy my kind, sê ek nee maar oupa, dis wat oupa nou sê. Want die dominee sê vir ons Jesus nou ophou werk. Die dominee het nie 'n wêreldbeeld gehad nie, so vir my die ding verkeerd gesê. Paulus sê Jesus is aktief besig. Hy werk dag en nag, hy pleit vir ons. Ek het 'n slim doktorale student al by Koffsies wat sy proefskrif by my skryf oor Hebreërs, en hy is besig om die Hebreërbrief briljant uit te werk. Dit is nog baie sterker in die Hebreërboek as by Paulus. Maar so as ek God wil sien, God se stem wil hoor, moet ek die kruis hoor, moet ek 'n helder visie hê dat God weer kom, dat ek plek het by hom, en dat Jesus in die regterhand van God sit. Hy pleit vir my. Hy pleit vir my. Hy praat met God. Hy bid vir my. En dit is 'n wêreldbeeld, Paulus gebruik dit om lyding te verstaan, hy gebruik dit om geloof te verstaan, hy gebruik dit om sin te gee aan die lewe vir gemeentelede. Kruis, kroon, troon. En kom ons vat nog een. Tempel, een van sy gunsteling beelde in al sy briewe. So hy sê, kom ons kyk, agter my is daar 'n kruis, voor my is daar 'n kroon, bokant my is daar 'n troon, en ek, wie is ek? Dis 'n tempel aan die Here. Hy leer alle Christene konsekwent. Jy is 'n nuwe mens en jy is nou 'n tempel aan die Here. Dink maar aan daai groot woorde, dit is in die Grieks presies dieselfde vraag. Hy vra dieselfde vraag, identies, so 'n retoriese vraag. Weet julle nie? Dan vra hy weer 'n keer in 1 Korintiërs 6 vers 19. Weet julle dit nie? Weet julle wat nie? Dat julle 'n tempel van God of 'n tempel van die Gees is. So 'n Christen, 1 Korintiërs 3 en 6, Romeine 8,
Efesiërs 2 werk Paulus met hierdie tempelbeeld. Gelowiges is 'n nuwe gebou vir die Here. Nou die Christene het nie gebou. Hier sit ons nou in 'n mooi kerk. Die vroeë kerk het nie moes in huise bymekaar. En al die ander godsdienste, kultusse, trouwens toe die Christendom bietjie begin groei het, baie van die heidense ouens gesê die Christene is ateïste, want hulle het nie geboue en priesters en kultiese personeel. Maar Paulus help hulle baie mooi, en as die ouens sê, maar wie is ons? Ons is nou God se gebou. God bly nie meer in 'n tempel in Jerusalem nie, jy hoef nie daar te gaan soek nie, hy het getrek. Jesus het die tempel uit diens gestel. Nou julle Markus 12, God bly in mense. Ons is lewende tempels van God. Ou dominee het dit nie verstaan nie, my kinderdae. Onthou julle dit, hy het altyd vir die gemeentelede gesê, welkom in die huis van die Here. Asof hierdie die Here se huis is. En ek het hom letterlik opgevat, ek onthou, ek het een keer die winter vir my ma gevra, ma, los hulle dan die heaters aan vir die Here in die aand in sy huis. Sê my ma, hy my kind, dit heb ek ook net altyd gehoor, hy my kind, maar het nie 'n wêreldbeeld waar alles geïntegreer het. En dis wat 'n leier vir mense doen. As jy God wil hoor, het jy lenste nodig om God te sien. Jy kan nou skrif kry, en dan gaan jy dit weer verkeerd kry. Of jy kan maak soos 'n vrou wat my een keer vertel het, ek is so ruk terug, een van die boeke wat ek skryf so nou en dan in 'n boek wat nogal sleg misluk het, was 'n boek wat ek oor immigrasie geskryf. Want hy kom toe in COVID uit. What a waste. Maar die uitgewer moes hom toe uitgee. Ons self het al so 4 of 5 jaar al saam in die buiteland gebly, ons het al so 15 maande in Duitsland gebly. En ek het net gedink, Christene moet ook uit 'n wêreldbeeld daaroor dink. So ek het al hierdie beginsels, as jy my julle e-pos gee, dat jy die boek geniet aanstel. Of ek sal vir julle my e-pos gee. Het ek hierdie einste wêreldbeeld gebruik. So hoe besluit jy waar jy moet bly? Onthou 'n vrou het vir my vertel, nee, aan Pretoria, die Here het vir haar teken. Sê, wat se teken? Sê nee, 'n jacaranda blommetjie het op haar kop geval. Ek sê, you must be joking, is die Leon Schuster. Sy sê, nee, die Here het vir haar teken gegee. Ek sê, mevrou, weet jy wat, dis nonsens. Jy hou die lewende God aan 'n jacaranda blommetjie wat op jou kop val. Aanspreeklik, en dit gaan jou en jou kinders se lewens bepaal. Jy kan nie so met God werk nie, die wêreldbeeld nodig. As jy dink, waar moet jy bly, hoe moet jy leef? Ek het nie 'n probleem waar enigiemand lewe. As jy dit goed deurdink het en deur 'n wêreldbeeld gesit, deur die regte filters gesit. En nou weet ek se tempel van die Here, hierdie liggaam. Nou sê Paulus byvoorbeeld, nou kom dit oor sonde. Nou sê Paulus vir ons, jy kom ons nou nie doen met hierdie lyf wat jy wil nie. Dis mos nou God se lyf, hy het hom ons nou gekoop. Hy sê dit, 1 Korintiërs 6, julle is gekoop, en die prys is betaal. Jy moet God verheerlik met jou liggaam. Kan nie meer die liggaam met 'n prostituut seks hê. Paulus gebruik hy presiese voorbeeld in 1 Korintiërs 6. Hy sê, want God het jou lyf gekoop, jy kan nie met 'n ander vrou gaan dien, of met 'n ander persoon nie, dis God se lyf. Hy gee jou net lisensie om met jou huweliksmaat jou liggaam te deel. Dis al wat God toelaat. Maar dis nie as jy 'n keuse het nie, dis God se eiendom. Ek hoort nie myself nie, ek is gekoop. Die Griekse woord dat Paulus gebruik, agoratsyn, of ex-agoratsyn, beteken jy is gekoop. Jy is losgekoop. Dit begin by Christus, ons dink deur die bril van Christus. 'n Christen kan nie anders dink. Christen dink deur die bril van Christus. 'n Vaste hoop dat ons by die Here gaan wees vir ewig. Kruiskroon, troon, tempel. Onthou julle, ek weet nie of julle ook so daardeur, ek is op daai ding met die dominee ook altyd en almal gebid het, ons is almal sondaar. Dan kry jy nog 'n mixed grill ook, 'n genadigde son. My enigste woord daarvoor is in Afrikaanse gemengde grill. Dis die enigste ding wat ek dink 'n mixed grill na daai teologie is. Paulus ken nie so iets. Paulus sê jy, en ek weet 24 keer in die Nuwe Testament, 43 keer kom die woord sondaar, 43. Hy word nie een keer vir 'n Christen gebruik nie. Nie een keer. So ek kan nie help die kerk om verkeerd te doen. Dis omdat ons nie 'n goeie wêreldbeeld het. Het ouens groot geword, jy weet, ek's maar 'n sondaar. So ek spaar nie ouens as hulle dit sê nie. Nou sit ek by 'n kerk daar in Suid-Afrika en ek moet so reeksou en die oom bid so elke aand. Hy sê ek sê ou sondaar. Die tweede diens roep op een kant dat sê wat van jou lewe aan die elke aand bid jy se sondaar? Kan ek jou help dat jy nou net ophou met die goed?
Nee, maar hy is so geleer. Ek sê, ouma, nou nie op. Nee, maar hy het so groot geword. Ek sê, maar jy hoef nie so oud te word. Dis die probleem as jy 'n verkeerde wêreldbeeld het. Jy gaan so oud word met die ding. En dit gaan jou nie laat vry wees in die Here. So 'n goeie wêreldbeeld, kruiskroon, troon, tempel. Maklik is dit. Kruiskroon, troon, tempel. Agter my, voor my, bokant my. En ek sou dalk nog een kom bysit. Ek sou miskien ook sê fondament, 1 Timoteus 2 vers 19, 2 Timoteus 2 vers 19. Die fondament waarop ek staan. Goed, so hier is ons eerste. Die eerste focus. I access God. Nou, volgende vraag. Kom ons vat nou dit af. Maar hoe weet ek God se wil? Want as ek nou weet, werklikheid is Christus. As ek dan vir myself dit uitgemaak het, dit gaan oor Christus. Kruiskroon, troon, tempel, die greep wat Paulus. Dan begin ek God sien. Ek sien hom beter hoe meer ek binne sy wil. En miskien is dit die moeilikste ding. Julle almal moes reuse keuses maak om Engeland te wees. Ek verstaan, ons moes self ook al. Ons nie buiteland gebly druk en ook om weer terug te gaan sit daar. Vir al die moeilike keuses. En jy sien God as jy sy wil doen. Maar weer 'n keer, ek kan maar namens myself praat. Ek is nooit goed geleer oor God se wil. Ek het groot geword met hierdie suurplontjies soos, jy weet die Here het 'n doel met alles. Everything happens for a reason. Onthou julle daai? Daar's 'n doel met alles. Keisera sera, whatever will be, will be. En mense dink dit staan in elke tweede boek in die Bybel. Behalwe dat dit nêrens staan nie, ons gewoonlik Romeine 8 vers 26, alles werk ten goeie mee. Nou daai word op net so, alhoewel net dit so uit. Net daai woord. Maar Paulus is besig om te praat ten goeie vir God. Hy's besig om te sê dit werk ten goeie vir God mee, nie vir jou nie. God is nie besig om vir jou bucket list te gee met sy jou 50 things to do before you die om jou gelukkig te maak. Nee, hy's besig om sy wil in jou lewe uit te werk, Romeine 8. Dis 'n ander strek. Maar so, nou is die volgende, as ek God wil sien, hoe ken ek sy wil? Hoe kom ek verby die kerk wat ek praat van die kerk soos ek opgegroei het, my nooit regtig goed oor God se wil geleer het. Sy beste antwoord was as iemand swaar kry, toe maar jy sal later verstaan. Toe maar jy sal later verstaan, om te wat? Wat wil jy verstaan? Ek meen, soos een van my vriende nou die dag, wat deur 'n baie groot trauma is, hy sê ook vir my nie, sê Dominee van hy sal later verstaan, sê maar wie, wat gaan dit my nou help om later te verstaan? Ek sou blyer gewees het as die krisis nie gebeur het. Maar die Nuwe Testament werk nooit met hierdie idee nie. Kan ek net vinnige kantlyn opmerking, maar weet julle waar kom hierdie idee vandaan van wat moet gebeur sal gebeur, of as jou streepie getrek is, ekskuus, dis ook nog hier van die ou Golden Oldies. Jy weet, as jou streepie getrek is, kom uit Griekse mitologie uit. Die groot god van die Grieke, Zeus, hy het 3 godinne gehad. Daar was 'n hele klomp godinne wat die noodlot, feit, bestuur het. En die 3 godinne, die Moirai, waar die woord Moira vandaan, meervoud Moirai, daar was 3 godinne, Clote, Lachesis en Atropos. En hulle 3 het feit, die noodlot bestuur. Clote, letterlik is voorstel, sy het jou lewe geweef op 'n weefstok. Lachesis het dit gemeet hoe lank jou lewe. Sy het 'n liniaal gehad. Atropos, die skêr gehad, sy knip hom, as jou streepie getrek is, dan sny sy hom af. So ons dink is 'n baie Bybelse ding, so baie heidense. Maar hoe ken ek God se wil? So ek sê nou kruiskroon, troon, tempel. En nou wil ek dit graag gou sien, dat ek mens van God se wil in 10 woorde saam. Kom ons kyk gou of ons 10 woorde het. God se wil leef in die Testament. So, heel eerste. Hoe gaan ons weet wat as God se wil in die Nuwe Testament? Al die oefening is eenvoudig. As ek God wil hoor, gaan lees ek sy woord. Ek vat al die tekste waar God se wil ter sprake is en sy plan. Griekse woord thelema of boule, raad. En ons kyk net presies wat dit beteken. Dan het ons dit. So hier is die eerste ene. Dit is so maklik soos dit. Ekskuus as jy my skrif kan lees. Doen goed.
Dis die wil van God. Ek het dit nooit geweet. 1 Petrus 2 vers 15. 1 Petrus 2 vers 15. Staan letterlik in die Grieks. Doen goed, is die wil van God. So hoor ek God, so sien ek God, as ek begin goed doen. My dominee was in my kinderjare so teen goeie werke, dat ek gedink het, so sonde om goeie werke te doen. Ons word nie gered deur goeie werke nie, so ons doen dit nie, want nou dink ons net ons verdien nie, so nie van ons ooit goed gedoen. En Petrus, weer 'n keer, maar die dominee nie in Petrus 2 die Grieks gaan lees het nie. Petrus sê, dit is die wil van God, doen goed aan alle mense. Dan sal dit 'n einde bring aan al die goddeloosheid en al die dwaashede wat mense praat. Ons dink ek moet opstaan vir die Here. Petrus sê, goed doen vir die Here. Probleem om op te staan nie, maar jy kan ook maar weer sit as jy opgestaan het. Soos dat hy ook nie vir altyd wil opstaan, jy word ook maar weer moeg gaan sit. Maar as jy goed doen, dan verduidelik Petrus in vers 17, respekteer alle mense, bewys eerbied aan die keiser, hê alle mense lief, en hê jou broers lief. So Petrus sê, hanteer mense met respek, so jy goed doen, dis die wil van God. Niemand het dit my geleer. Ek het dit self soek in die Nuwe Testament, en vir die studente begin leer, en boeke daaroor geskryf. Ek het nou 'n stuk of 8 boeke oor God se wil aangedurf. Ek is nou klaar met daai siklusse, maar ek het in die laaste boek dit baie duidelik probeer uitwerk. Doen goed. So sien ek God. In die Ou Testament, ek weet nie hoe maak julle hier nie, maar hier's pragtige natuur en so. Ek het geleer in Suid-Afrika, ons doen dit graag nog, sit in die Bosveld of by die see, dan sê my vriende, dan sien hulle God. Dis reg. Ou Testament sê dit, jy sien God in die natuur. Maar waar sê die Nuwe Testament sien? Die Nuwe Testament sien nie op 1 of 2 tekste na, dat die natuur doen gaan. Die Psalms roep dit oor en oor uit, hoe die berge God se lof verkondig in die hemels. Maar wat sê die Nuwe Testament? Waar sien die God? Dis nogal 'n belangrike vraag wat ek julle vra. Maar as jy nie God nou sien nie, kan jy op die laaste dag moeilikheid sien. Hoe weet ek dit? Want Jesus sê, ek weet in die Nuwe Testament was die 2 laaste vrae wat op die dag van die Here vir ons almal gevra gaan word. Die voorlaaste vraag van die Nuwe Testament is Openbaring 6 vers 17. Wie sal staande bly op die dag van? Staan in die teks. As mens Openbaring goed lees, dan moet jy hoofstuk 7 lees. Dan antwoord die vraag, 'n klomp ouens lê, daai ouens wat daai 4 ruiters wat daar hardloop, val perd en wit perd so aan. Hulle lê almal, as die berge val op ons, heuwels bedek ons. En daar vanaf 7 vers 9 sien jy staan 'n klomp mense. Hulle staan. Johannes maak moeite om jou die vraag te antwoord, wie staan op die dag? Dis hulle wat hulle klere gewas het met bloed van die lam. Sy bloedrooi bloed het 'n spierwit gemaak, so hulle staan. Maar die laaste vraag is die vraag van waar sien ons die Here? Matteus 20, vers 31 tot 47. Die vraag van daai gelykenis wat ons Here Jesus vertel, toe ek honger was, toe ek kaal was, toe ek in die tronk was, toe ek 'n vreemdeling was, het julle my besoek, sê vir die skape. Ek sê vir die bokke, toe het julle nie. So waar sien jy God? Mense. En as jy mense begin sien, want ons vraag vanaand is, waar sien ek God? En as ek begin om my in te stel, ek sien God in mense soos die Nuwe Testament leer, dan sê die Nuwe Testament, wat moet jy met hulle doen? Jy moet goed doen met hulle. Jy moet goed doen aan hulle. Jy moet respek bewys aan mense. Jy moet eer aan mense gee. Petrus sê net nie na 1 Petrus 2. En dit was my klassieke geval, my dag in Suid-Afrika. Ons bly in Kenton Park, en toe staan nou, ek dink die ding is nou nog daarop, is daar so een of ander groot bord wat ons van 'n ander godsdiens opgesit het, wat sê Jesus is nie die seun van God nie, hy is net 'n profeet. Julle Christene wil daar van Zastron afkom, ek weet nie presies waar dit is nie, maar hulle wil daai borde kom aanval. Daai manne trek by mekaar met haalgeweer om daai ding te skiet. Sê hulle vir my, nou wat gaan jy dan doen? Ek sê, gaan doen wat 1 Petrus 2 vir my sê. 1 Petrus 2 sê,
gaan leer by die Here Jesus, hy het vir julle 'n voorbeeld gestel, dit staan daar, 'n voorbeeld. Ek sê, daai ons is nie my voorbeeld nie, Jesus is my voorbeeld. Toe hy gekruisig is, het hy nie wat gedoen. Hy het nie ouens beledig, hy het nie gevloek nie. Hy het dit verdra. Hy het goed gedoen. So, wat moet 'n Christen doen? Hy doen goed. Ja, maar die ander godsdienste, ek sê, maar word dan ou van 'n ander godsdienst, as dit jou so beïndruk, jy almal kan reg sien, reg ruk, reg slaan en uitsorteer. Maar die lewe van Jesus, as jy God wil sien, 10 woorde, doen goed. Tweede een. So daar's al 2, né? So dis eerste 2. Volgende 2. Vat moeilik, vat teenstand. Kom ons noem dit teenstand. Nou het ons 4 woorde oor God se wil. Dis 1 Petrus 3, vers 17. Bly in 1 Petrus brief. Petrus sê, as dit die wil van God is dat julle moet ly as julle goed doen, dat julle dit verdra. So jy gaan moeilikheid kry as jy goed doen. Was dit Murphy wat gesê het, no good deed goes unpunished, ek weet nie, maar dit klink amper so, né? So niemand gaan jou op jou hande klap as jy goed doen. Jy doen dit vir Christus. So as jy goed doen, gaan jy moeilikheid vat, teenstand. Dis deel van 'n Christelike lewe, dat jy moeilikheid gaan kry. Ons hou nie van die evangelie, donker hou nie van lig, slegte nuus hou nie van goeie nuus nie, die bose hou nie van 'n Christen, so jy gaan moeilikheid hê. Teenstand. Ons is nou by 4 woorde verby. Ons sal die volgende oor God se wil. Wees heilig. So jy God gaan sien. 1 Tessalonisense 4 vers 3. Paulus skryf vir die Tessalonisense, dit is die wil van God dat julle heilig sal wees. Levitikus aan. Groot tekste in Levitikus, Deuteronomium, wees heilig. Wat beteken heilig? Afgesonder, eenkant gesit. Ek is nou God se eiendom. So ek behoort nie aan myself. Ek gaan aan alles wat ek doen, my huwelik, hy praat veral met die man, wat reeds getroud is, en heilig met jou vrou saamlewe, so jy kan op jou huwelik ontheilig, wees heilig. Wees heilig. Gee jou lewe vir God, dis sy wil. Wees heilig, dis sy wil. So as jy God wil sien, plant jou wortels in die hemel en groei aarde toe. Filippense 1 draai daai presies, en Jakobus 1 werk met hierdie beeld. Ons is soos bome wat onderste bo groei. Ons wortels is in die hemel, ons groei aarde toe, by wyse van Spreuke. So ons kry ons heiligheid by God, dan groei ons dit hier in ons lewe. En wees heilig. Jy weet. So is nie maklik as God se wil as jy die tekste lees. Wees bly. Is my skrif. Wees bly. 1 Tessalonisense 5 vers 18. Paulus skryf, en by al die tekste staan dit spesifiek, dis die wil van God. Daar staan in 1 Tessalonisense 5, dit is die wil van God. Julle altyd vol vreugde is, vol blydskap. Airein is die Griekse. Nou, ek weet nie van julle nie. Ek weet ook nie of ek dit mag vertel nie, maar ek moes een keer by 'n plek in die buiteland ook praat, en so nou en dan by plekke in die buiteland praat. Toe was my tema hoe om beter te immigreer. Vra vir die ouens daar in die buiteland, kan ek alles wat nou, julle is nou hier in 'n nuwe land, is julle droomdestinasie, maar julle lyk nie vir my baie gelukkig. So kan ek asseblief al julle moeilikheid kry, ek sal terugvat Suid-Afrika toe gratis, dis 'n gratis diens wat ek lewer, ek het 'n container, moeilikheid terug te vat. Ek wil julle gelukkig wees, maar wat kan ek doen, julle God kan sien in die nuwe land? Die vraag, Paulus sê, dis die wil van God dat jy moet bly. Niemand het nog ooit na my toe gekom as ek 'n dik lip, lang gesig dag het. My sê, Stefan, jy's buite God se wil. Blydskap is opsioneel vir 'n Christen. Ek onthou my oupa, daar in Heidelberg. My oupa het vir my op 'n dag sê, my kinderjare, my kind, daai oom is die grootste Christen in Heidelberg. Maar ek onthou as daai oom by my oupa gekom het, my oupa se naam was Chris, dan kyk hy my oupa so en sê, Chris, nou ek sleg aan sy kant. Ek weet nie wat hy nou so gesê nie, hy sal nou soos 'n waaierspin in die graf. Dit was in my kinderjare. En hy lyk so. Ek onthou ek het bedag my oupa gevra, oupa, kan daai oom lag?
My oupa sê, hy my kind, so ek weet ook nie wat sy antwoord daarop nie. Maar die Nuwe Testament sê, wees bly, God se wil. Ek het ergens, dis een van my ander belangstellings, soos 'n bietjie oor neurowetenskap te lees en te skrywe, en 'n boek wat ek daaroor geskryf het of wat, ek gaan kyk wat die neurowetenskaplikes sê van my vriende wat neurochirurge is, het my so 'n bietjie gehelp met al die fisiologie, maar dat daar studies wat ook hier in Londen en so aan gedoen is, het bevind, daar's een Engelse studie sê, hulle het na 24 terme, die 24 mees gebruikte emosionele terme in die Engelse taal gaan kyk, waarvan 18 van die 24 is negatief. Ander groter studie het 800 emosionele terme gevat in Engels. 2/3 is negatief. Ons het meer woorde vir negatief. Negatief is meer geartikuleer. Ons weet vandag in die brein, om die naam Hansen, 'n neurowetenskaplike, het gaan studies doen. Ons het 'n predisposisie vir negatief. Ons brein het ons so bedra. So jy het nodig dat Christus in jou kop kom, dat jou kop kan tot bekering kom. Paulus sê, die Here wil nie net jou hart hê, hy wil jou kop hê. Onthou julle? Meeste ons gee hulle harte vir die Here en sê private property, Here bly uit. En ek wil nie doodgaan, en dan sê Marieke, as ek doodgaan, hier's 'n brein en hier's 'n tweedehandse brein beskikbaar laaf kilometers. Goeie besigheid. So die kop moet vir die Here werk. Paulus sê Romeine 12 vers 2. Hoor nou, julle ken daai teks. Laat toe dat die Here julle gedagtes vernuwe, sodat julle die wil van God kan ken. So as jy God wil ken, kruiskroon, troon, tempel. 1 Petrus 2, doen goed, vat teenstand, wees heilig, en wees bly. Werk aan blydskap, werk moet alles aan jou aan blydskap. Paulus het baie terme vir blydskap in Grieks, baie verskillende terme. Dit is my mooi hoe die Nuwe Testament geskakeerd moeite doen wat Christen bly is. En blydskap setel in die Here, dis 'n disposisie van in die Here. Hebreërs 1, Christus is ons hoëpriester van heerlikheid, van blydskap, hy's gesalf met heerlikheid. Wanneer jy in God se wil is, daar waar, ouens, onthou jy daai Lukas 10, as Jesus daai 70 of 72 ons uitstuur, verskriklike sending, ek het nog nooit my lewe, kan een van ons al mense uitstuur met so sending nie. Hy sê, ek stuur julle soos lammertjies tussen die wolwe. Nee, regtig? Nie soos wolwe tussen lammertjies, nie soos lammertjies tussen die wolwe. Dan kom hy lammertjies terug, dan sit terror op the lambs. Dan sê hulle, Here, die duiwels het na ons geluister. Dan sê Jesus, julle moet bly wees omdat die duiwels na julle geluister het, moet bly wees met julle boek, julle name in die boek van die lewe staan. Dan staan daar, en toe het Jesus, ek dink, die Griekse woord agaliatsyn, hy het in lof uitgebreek. En vir God gesê, dankie Here, dat U dit vir gewone klein ou kindertjies geopenbaar het, en vir groot mense verbygegaan. Dan klap Jesus aan, dat sy kinders, wanneer sy wil, wees bly. Werk aan vreugde. En die laaste een van die laaste een, wees bly so, wees nog 'n keer vrygewig, dis die wil van God, vrygewig. En dit vat my daarna 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5, waar Paulus dit eksplisiet sê. Paulus is besig om geld in te samel vir Jerusalem, by die Korintebrief, hoofstuk 8 en 9, hy het al in Korintiërs 16 daarmee begin, hy skryf ook in Romeine 15 daaroor, en ook in Galasiërs 2. En terwyl hy besig is, vertel hy vir die Korintiërs van die Macedoniese Christene. Julle onthou Macedonië is 'n Romeinse provinsie, Thessalonika, Filippi en Berea, wat hy daar in Handelinge 16 tot 18 gaan plant het. Vertel hy vir hierdie mense hoe lyk God se wil. Hoor nou. Hy sê die Macedoniërs, toe hulle hoor, ek is besig om geld in te samel, het by my gesmeek, hulle wil deel wees. Toe sê ek hulle is te arm. Maar Paulus sê hulle armoede is so tot die diepte, maar dit so aangehou. Toe het hulle self aan die Here gegee, en toe aan ons. Dan sê Paulus, dit is die wil van God. So ken jy God, as jy vrygewig is. Ek het nie geweet dis God se wil nie. Dis die ouens moes daar, my kinderjare moes hulle die manne masseer en squeeze om geld uit enigiemand in die kerk te kry.
Ek onthou 1 jaar, my pa was by die lugdiens, so my pa het sy lewe lank gevlieg. Hy het my altyd van Engeland vertel, so my pa was 'n week by die huis, 'n week oor see, so ek het maar. En een keer toe, daai jare het die diaken gekom met die kollekte. Onthou, ek weet nie of julle nog onthou nie, kom haal hy die bydrae, die cheque. En 'n maand het die diaken vergeet, toe sê my pa vir ons gaan hierdie maand op die kerk uit. Dis maar ek was bly. Volgende maand ook die diaken weer. Toe was ons nogal teleurgestel. Dit was nie weer eet nie. Ons was by die Zambesi en Kempton gaan eet die kerk. My pa sê daai het dis hulle verlies. Ek weet nie. Wat my snaaks. Maar die kort nie lank. Die hartklop van die Nuwe Testament sê vir die kerk gee nie. Ek kan 'n 30 sekondes 'n maand kon ons dan kom vir afhandel. Ons was 30 dae geïsoleer van weggee, want my ma het daai checkie geskryf, en as iemand sê, ons skryf swaar, sê ons gee by die kerk. Kom iemand, nee, ons gee by die kerk. Ons gee by die kerk, man, van weg. Gaan na daai ander kerk toe. So ons het gewoond geraak, jy gee nie, want jy gee by die kerk. Maar 'n Christen se lewe is vrygewig. 2 Korintiërs 8 vers 9. Kyk na die Here Jesus, hy wat ryk was, het om ons onthaalwe arm geword, sodat ons ryk kan wees. So die lewe van Jesus is 'n vrygewig. En ek wil nie eers toe gaan nie, maar ek sou kon, dan sou ek vir julle verwys het na Lukas 21 of Markus 12 vers 31 tot 34. Maar ek gaan nou nie daaroor praat nie, maar van daai weduwee wat haar laaste kwadrantes in die tempel ingooi. Nou gaan dit nie sê nie, maar weet julle, dis nie 'n 50 sent werd in Suid-Afrika. Dan klap Jesus hande, hy sê, sy het meer gegee as almal. Jesus sien dit. Ons haar broodgeld. Dis die geld se waarde is 'n 8ste van 'n denarius. So jy kan omtrent 2 trossies druiwe daarmee koop. Sy gee haar laaste geld. Jesus sê, sy het meer gegee as almal. Jesus sê. Net daarna in Markus 14 vers 2 tot 10. Onthou julle, is die Woensdag net voor hy gekruisig word. Kom daai vrou, Markus gee haar nie haar naam nie, Johannes 12 gee vir haar naam, maar dan gooi die vrou daai reukolie oor ons Here Jesus kort voor sy kruisiging. En dan is die disippels beriesig. Die kerkraadskommissie sê hier sal geprosedeer wat se gemors van geld is hierdie. Sy gee 'n jaar, vertrou my maar, die hoeveelheid denarii se waarde wat daai reukolie is, sy jaar en 'n half se inkomste wat sy oor Jesus in een shot uitkom. Iedereen, hè? Ek weet nie wanneer laas jy so baie reukolie gekoop het, maar ek dink ek sal kwaad wees as my vrou jaar en 'n half se reukolie op een shot uitgooi op my. En as die disippels kwaad, dan sê Jesus, los haar. Wat sy kon het sy gedoen. Wat 'n vrou het nie eens 20 sent gegooi nie. Hierdie vrou gooi 2 jaar, maar het gegee wat hulle kan. Dan sê Jesus, oral in die wêreld waar die evangelium, die evangelie verkondig word, sal oor hierdie vrou gepraat word, terwyl niemand wil. Want wie hou nou van vrygewigheid? Ek sê altyd as ek oor vrygewigheid praat, dan is dit nie die rykes nie, armes wat kwaad is, nie die res is tevrede. Maar dis die wil van God. Gaan nie net wat jy vir die kerk gee, dit gaan oor hoe jy jou lewe gee. Hoe jy, soos Paulus in 2 Korintiërs, jou lewe soos 'n reukoffer uitgee. Nee, hy sê dit vir die Filippense. Hoe Paulus in Handelinge 21, as die profeet sy beld pak en sê, hierdie ou gaan doodgemaak. Dan sê hulle, Paulus, jy nie hierdie stem toe gaan nie. Dan sê Paulus, ek gee my lewe vir. Ek het my lewe klaar verloor. Ek het verstaan wat Jesus in Markus 8 vers 34 gesê het. Ek het my kruis opneem. Niemand wat Jesus volg is dood. So ek volg die lewende Jesus. Ek is dood. I'm a dead man walking. Ek kan niks verloor. Ek vertel altyd op hierdie punt, as ek hierna verwys, klomp jare terug, was ek in 'n motorkaping in Suid-Afrika. Nou is my doodskiet. Raak my knieë gestap. En ek onthou baie goed daai aand, hulle het my toe nou nie geskiet. Ek het vir die Here gesê, ek onthou ek en Maritjie en die kinders het die Here gedank. Onthou ek het 2 gebede gehad. Toe hoor hulle die 9mm so oral teen my kop. Ek het vir die Here gesê, gee net dat my dogter nie hierop afkom nie. Ek het daar by mense gaan aflaai, ons oudste dogter. Tweedens het ek nie vir Jesus gevra om my te spaar. Ek sê, Here, maak die hekke oop, ek kom luister. Ek kom. Iets vir my gekom, nou kom ek vir u. Ek kom vir u. Sondag by u kerk gepreek het. Ek weet een ding van Jesus, hy los die ligte aan. Hy gaan my voor donker by die huis sê. Nou is dit donker, hy gaan my voor donker by die huis. Kom.
Ek was 'n bietjie teleurgesteld dat ek nie dood is nie, ekskuus. Was 'n bietjie, want ek sien uit om by Jesus te wees. En ek mag dit hier sê, maar ek sê ek mag dit nie in Pretoria sê nie, maar ons is nou nie in Pretoria nie. Ek sê altyd in Pretoria is ek glo alle Christene in die ewige lewe, maar niemand wil van. Niemand wil van nie. Die grootste wonderwerk in Pretoria is dat die kerk jou teruggebid het. Die Here kom en sê kom, sê die pastoor bid, die hande opgelê, is amper by die Here, is dan weer terug. Net betyds teruggebid. Ek sê dit nie ligsinnig nie. Ek sit nou ruk gelede, ek en goeie vriende van ons was in 'n gewapende roof, hulle het hom 5 skote geskiet. Ek het langs sy hospitaalbed gesit en dit was vir ons swaar, ons het niks gepraat. Toe hy sy oë oopmaak, toe sê ek nee, ons kyk vir mekaar van die lag. Hy sê, jy sien ek's nog, sê ons kalkie is nog steeds bulletproof. En dis bulletproof totdat die Here jou huis toe roep. Hy sê is nie tyd. Ons nou altyd weer gevier, is nou so 'n paar jaar later, so net sê, so eers maar is nog steeds bulletproof. Maar as jy God se wil het, dan leef jy jou hele lewe. En ek sê dead man walking, maar leef vrygewig. So nou het ons 9 goeters wat ons mekaar sê oor hoe sien ek God? Hoe kry ek God? Kruis, Jesus in kroon, Jesus hou 'n oorwinningskroon vir my. Troon, hy is die bokant my. Hy bid vir my, hy praat my, hy rig my deur sy gees. Tempel, ek is 'n tempel van die Here, tempel van die Heilige Gees, onder nuwe konstruksie. So 'n klompie jare gelede moes ek by 'n kerk in Skotland praat, handel onthou. Ek het daar vir hulle gesê, daar so 'n bordjie langs ou se lewe, onder permanente konstruksie van die Heilige Gees, en hierdie kant onder nuwe bestuur, under new management, onder permanent construction. Dis weer Christus, dis hoe ek God sien, dis hoe ek na God toe gaan, dan doen ek sy wil. Met die belangrikste tekste, die belangrikste uitsprake in die hele Bybel oor God se wil bestaan. Kyk hoe maklik is God se wil. As ou dominee dit net geweet het, dan was ek ook 'n beter plek in my lewe. Dit is God se wil, doen goed. Dit is 1 Petrus 2. Wat is God se wil? Staan sterk, vat moeilikheid. Jy gaan moeilikheid kry. Jy hoef dit nie te soek nie. Dit het jou naam en adres, dit sal jou iewers tref. Maar dis wat die Christelike lewe is. Derdens, wees heilig. Kolossense 4. Vierdens, wees altyd bly. Paulus sê te Filippense 16 keer, bly of koppel vreugde daar. En laastens, wees vrygewig. Gaan jy die Here altyd sien. Jy gaan so besig wees om God te sien, dat jy hom waaragtig sal sien, hom waaragtig sal hoor, en hom duideliker sal hoor. Ek het 5 minute oor, ek sien ek het 10:07 begin. En ek het vir myself so 5 goeders gesê wat ek doen, ek gaan dit net doen. Ek het op, so dis die laaste, so ek het hierdie 4 dinge genoem, en nog 5, nou wil ek net 5 dinge noem oor hoe leef ek in die Christelike lewe. Hoe leef ek as ek God sien? Ek het dit op my hand vir myself gerig. Ek het jare terug die beginsels geleer by Richard Rohr, sy boek Adam Swinton. Ek het dit vir myself geïnternaliseer, en vir myself sê, as ek die Christelike lewe leef, en ek sien Christus, kruiskroon, troon, tempel, en ek verstaan God se wil, dan moet ek 'n paar dinge oor die lewe doen. 5 dinge. Ek moet weet, en ek doen dit altyd op my, kyk baie keer aan my, die lewe is baie saam. So, ek weet 5 dinge oor die baie saam. Lewe is hard. Ek kom in daai monnik wat in die klooster was van stilte. Kon elke jaar 2 woorde sê. Nou roep hulle die ou eerste jaar. Hy sê, sy 2 woorde. Hy sê, food, bad. Die jaar gaan verby. Kom. 2 woorde. Hy sê, bed, hard. Derde jaar roep hulle hom. Bedank hy. Skryf jy hoof van die klooster. Die man klaar net al. So life hard. Lewe is hard. Lewe is hard. Al loop ek saam met Christus, dit maak nie die lewe altyd maklik. Prediker sê, Prediker hoofstuk 9, julle ken dit, vers 2 en 3, die probleem met hierdie lewe is dat dieselfde lot almal tref. Die dwaas, die wyse en die goeie mens. So die Prediker weet. Ek moet volgende week begin daar in Pretoria vir die Here wil met 'n Bybelskool oor Job. Maak dieselfde met die ouens wil doen. Job het geweet die lewe is onregverdig. Lewe is hard, jy moet dit weet, dis soos jou tyd.
kan lekker hard druk, maar maak vrede, die lewe is hard. Al is God by. Tweede beginsel wat ek geleer het, dis my wys van my. Wys weg van my. Life is not about me. Dit wys na ander mense. Life, not about me. Ek het dit geleer vir myself. So, as ek gelukkig wil wees, mag ek nie dat die heelal om my draai, dat die son om my draai. Want ek het agtergekom, as die Here nie in my lewe is, dan is daar net 3 mense in my lewe wat saak maak, me, myself and I. En ek is 'n hyperselfsugtige mens, ek is 'n hyperarrogante mens, en ek is vol van myself. Net Christus kan my red, kan my leeg maak. My life is not about. En ek sê dit vir myself elke dag, die lewe is oor jou. Wat het die Here in my hand gesit wat ek vir jou kan gee? Wat het jy in jou hand, wat die Here vir my mee wil seën? Romeine 1. Wat het ons om vir mekaar te gee, sodat ons lewensryk is? Die Here het vir my gewys, Stefan, niks wat ek vir jou gee, mag jy vir jouself hou. Gee dit net weg. Dis easy come, easy go. Difficult come, easy go. So, life is not about. Dan, derdens, my langste vinger. Maar ek draai hom om. I'm not important. 'n bietjie anders. It's not important. So, die lewe gaan oor ander mense. Dis wat Jesus noem naaste liefde. Romeine 13 vers 8 tot 10. Matteus 22. Dis nie belangrik. Dis nie belangrik. Die swaarste wat ek gesien het, ons het 1 keer 'n jaar in Nieu-Seeland gebly. Dis ons ego. Wel, julle het almal hier aangekom met 'n 0 identiteit, nie waar? Jy moes van vooraf, jy's amper weer gebore in Nederland. Niemand het geweet wie jy is nie. Ek onthou in Nieu-Seeland, toe ons daar gebly het, toe ons in Duitsland gebly het, ouens kyk jou so aan, dan dink jy, kan ek net vir julle sê, wie is ek? Ek's 'n mens. Maar hulle behandel jou asof jy objek is. Maar as jy kan vrede maak met die feit dat not important, en jou lewe lekker wees. En die mense wat dit reg kry, mense wie se ego in hulle pad staan, sukkel jy mee. Is nie belangrik. Vierdens, my swakste vinger op my hand, is my ringvinger. I'm not in control. Not in control. Ek hoef nie die lewe te beheer. Dit my in Suid-Afrika al eindeloos baie geld. Want al my vriende wil alles beheer en kontroleer en die kerk wil opstaan en almal beklei sê ouens. Sê hulle maar jy het laat gaan. Ek sê nee, ek weet presies waarvoor die Here my in die wieg gelê. Maar ek kan nie verander wat ek nie hoef te verander. Kan nie kontroleer. Die feit dat ons opgestaan het, beteken nie ons is in beheer. Ek weet dis 'n manlike ding al om in beheer te wees. Ek ken 'n studie, 'n langtermynstudie wat hier in Einste Londen dorp gedoen is onder staatsamptenare, mans wat middeljarig is, wat hartaanvalle kry. En die grootste rede is dat ons bevind oor 'n langtermynstudie, omdat hulle voel is nie in kontrole by hulle. Ook hier, ook in Engeland. Soos 'n wêreldwyd. Hartaanval. En as jy weet, ek hoef nie in beheer te wees. Ek was baie jare voltyds by Tikkies, nou daar by Koffsies. Vertel ouens my nou hierdie dag, eers maar dit gaan nou sleg by die universiteit. Dan sê ek maar, weet jy, toe ek daar was dit goed. Lekker. Ons het dit lekker gemaak. Want as jy lekker mens is, kan enige plek lekker wees. En as jy nie 'n lekker mens is nie, is geen plek lekker. Dan bly jy op. En die laaste keer, dan sê ek klaar. My kortste vinger. Life is short, soos my vinger. Lewe is kort. Dit min, life is short. Gaan baie gou verby. Lewe is kort. Dus kom ons vandaan dat ons kyk het. Ons ken mekaar van graad 2 af. As ons saam skool, sê lewe is te kort. Laas jaar by ons ander vriende in Australië gaan kyk, lewe is te kort. Ek kan nie soos een van my boesemvriende wat dood is, ons kerk se raad aan COVID, ek en hy het altyd die grappie gehad, hy het ook in die buiteland gebly in die Kaap, van Gauteng af is enigiets in die buiteland. En al die Oostrand van vleis het nog erger. Dat ek en nou die jong kolonie het altyd gesê, ons gaan bietjie kuier, die eerste dag na die wederkoms. Altyd so uitdruk nie gehad. Man, eerste dag na die wederkoms kuier. So nou is dit realiteit. Is dood aan COVID. Lewe is kort. Ek wil ook maar sing saam met my Matteus, no regrets. Lewe is kort. So ek moet dit, wat die Here vir my gegee het, moet ek doen. As ek al die dinge doen, kom ek vat dit saam. Hoop ek, glo, sien ek God en hoor ek God beter. Kruis van Jesus. Jesus het geplaks om my vasgeloop. Dit was noodlottig, Stefan is dood, dat nuwe mense het opgestaan.
Ek leef nie meer in die Christus leef aan. En jy kan jou naam insit. Voor my is daar 'n groot troon. Jesus sê ek staan die oorwinningskroon, Stefan. Of hulle jou doodmaak en of jy 'n normale dood het. Die Nuwe Testament is nie gepla oor was jou streepie getrek en hoekom het God dit toegelaat nie. Kry nie sulke vrae nie, want dit helder oor God se wil gedink. So of die ouens jou vermoor en of jy sterf normaal. Jesus sê ek gaan jou vang. Hier by die huis sê voor donker. I'll get you home before dark. Dis wat ek doen. Maak nie saak, jy hoef nie te I'll get you home. Ek los die ligte aan. Ek kry jou by die huis. Derdens, troon. Bokant my Christus is op sy troon. Hy is die Here. Hy is die Here van hemel en aarde. Alle mag is syne. Kolossense 1. Hy is die Here. En vierdens, tempel. Sonder nuwe beheer. Moes ek dit weet, want ek kan 5 dinge oor God se wil om God te hoor, né? Doen goed. Vat teenstand. Wees heilig. Wees bly. Wees vrygewig. En God sien as ek al hierdie dinge doen. Nou weet ek net nog 'n paar baie praktiese dinge oor die lewe. Lewe is hard, life is hard. Lewe is nie oor myself nie. Ek's nie belangrik nie. Ek hoef nie in beheer te wees nie. Lewe is kort. En as ek dit alles bymekaar sit, het ek vir myself 19 dinge neergesit. Eintlik 20, so ek kon gaan fondament op bysit. 20 of hoeveel? Tel my wiskunde, maak my wiskunde my steek 15. Dinge wat my help om my lewe sinvol te lewe. Sodat elke dag vir my lekker is en vrolik. Nee, dankie.